Kan ek vir ons saam bid? Here, met ons almal hier by mekaar in u liefde en u teenwoordigheid. Kan ons nie anders om u te aanbid vir u grootheid en u goedheid nie. Dankie dat ons vertroue totaal en al in u kan sit. Wat ons weet, u is die ware God, u is die enigste God. Jesus, dankie dat u in 'n kruis onskuldig gesterf het, sodat ons met vrymoedigheid na die Vader se troon toe kan kom. Dat ons met vrymoedigheid u kan aanbid en kan weet dat u ons onvoorwaardelik liefhet, dat u arms altyd oop is, soos 'n liefdevolle Vader wat 'n klein kindjie net omhels en sê, ek is met jou, ek is by jou. Maak nie saak waar jy deur die oomblik deur jou lewe gaan nie, maak nie saak wat in die wêreld gebeur nie. Ek is met jou en ek is lief vir jou. Dankie vir dit, Here. Dankie dat ons as 'n gemeente saam u daarvoor kan loof en eer. In Jesus naam. Amen. Dankie julle kan julle plekke inneem. Goeiemôre, my naam is Jan, ek is een van die leraars by die gemeente. Ek gaan vir Lizet vra dat jy slank vorentoe kom asseblief. Dis vandag vir ons hartseer, ons neem vandag afskeid, of nie afskeid nie, ons sluit 'n hoofstuk vandag saam met Lizet, so ek gaan net 'n kansie gee om vorentoe te kom, of terwyl sy vorentoe kom. Lizet werk nou al 20 jaar by die gemeente, mense sal nie so sê nie, sy lyk baie jonger, so sy het hier begin toe sy 14 was, maar dis vandag vir ons 'n dag. Ek en Lizet werk nou al lank saam, ek is nou al 22 jaar by die gemeente, toe ons hier begin het, was Rudolf hier gewees, en daar was nie 'n beleidsdokument nie, daar was nie 'n kantoorhandleiding nie, daar was niks gewees nie. En ek moet sê, Lizet het ingekom en dinge het net begin verander. Maar Lizet is een van daai mense wat nie net, jy kry mense, iemand is goed in finansies, of iemand wat goed is in IT. Lizet is regtig goed in alles. Regtig soos in goed in alles. En vir die 20 jaar wat sy was, het sy regtig 'n baie groot impak op die gemeente gemaak. Maar wat die meeste van my van haar uitstaan is Lizet se geloof. Ek het dit Thomas geloof, ek bely dit, ek het dit al baie van vooraf gesê, veral as dit by die finansies kom, as ek baie keer, okay, Here, iets moet gebeur, dan is Lizet net, hou net aan glo. En nog meer as dit, Lizet gaan nie ergens anders heen nie, Lizet bly in die gemeente, sy en Kobus en Lindy bly in die gemeente. Sy het net gevoel, die Here voel, dis tyd vir haar, dat sy moet terugstaan of iemand anders 'n kans gee in die nuwe fase waarin die gemeente gaan. Ek eer dit vir iemand wat die geloof het. Sy gaan nie na 'n ander werk toe nie, maar sy voel dat die koninkryk, sy voel as jy nie 'n roeping het by die kerk nie, moet jy nie eerder by die kerk werk nie. So vir my is dit nogal moeilik dat sy nie gaan wees nie, maar Lisa het ons ook nou gejoin, so ek wil graag net vir haar vandag bid. So in die Bybelse tyd, as jy iemand geseën het, jou hande op hulle gelê, en as jy te ver was, het jy net jou hande uitgesteek. So as jy gemaklik is vanoggend, kom ons steek net ons hande uit, dan bid ek saam vir haar. Here, ek kom vandag en ek bid vir Lizet, u ken haar, u ken alles wat sy ingesit het, Here, die tyd wat sy ingesit het, die energie wat sy ingesit het, haar gawes wat sy gebring het. Here, ek wil regtig vir haar bid dat u haar sal seën in hierdie nuwe hoofstuk in haar lewe. Vir haar en vir Kobus en vir Lindy, vir hierdie volgende avontuur wat gebeur. Dankie vir alles wat sy gebring het na u koninkryk toe, na u troon toe, om te sê, Here, hier's wat ek het, hier's wat ek kan bydra. Dankie vir die verskil wat sy gemaak het in die gemeente en veral ook in my lewe. Dankie, Here, dat u haar gebruik en dat u 'n plan het met haar lewe, en ek bid dat u haar sal seën in Jesus naam. Amen. Amen. Kom stap vir lekker hande. Nog nou moet vergeet om te sê, ons het 2 jaar terug het ons die convention center begin, en ons het dit ook als gedoen, sonder extra betaling, het sy die plek ook geran. So as jy vir haar werk wil aanbied, sy kan enigiets doen. Sy is die beste employee wat ek nog mee saam gewerk het, en natuurlik ons 6de beste employee gaan nou vir ons verder preek. Maak nie saak hoeveelste jy op aarde is nie, ons is almal by die Here eerste. Net 'n paar afkondigings voor ons begin. Paasfees is om die draai. Ons het 2 dienste op Goeie Vrydag en op Opstanding Sondag. Nou, ons het 'n paasproduksie hierdie jaar. Ons musikante en kunstenaars werk saam met eksterne musikante en kunstenaars om vir ons 'n paasproduksie aan op die planke te sit. So ons is baie opgewonde oor dit en die impak wat dit gaan hê. Dis 'n geleentheid om jou familielede en vriende te nooi. Jy is meer as welkom dit te doen. Dui net asseblief vir ons aan wat se diens jy gaan bywoon, is dit die 8:30 of die 10:00 diens, sodat ons logistieke reëlings kan tref, want ons weet dit is altyd baie besig op Goeie Vrydag en Opstanding Sondag.
En as jy gedink het jy wil weggaan met vakansie, moenie, kom woon die dienste by, dit gaan regtig die moeite werd wees. So ek wil jou aanmoedig om saam met ons te kuier op Paasfees. Dan die 17de April, en dis iets waaroor ek baie opgewonde is, gaan ons 'n leierskapsaand hê, en ons gaan dit hê saam met 'n ou, hy staan bekend as The Running Man. Nou sy naam is Stuart Mann en hy het al oor die 260 ultramaratonne en maratonne voltooi. Hy is ook die hoof van Vitality Globaal, hulle agile afdeling. So hy was in baie prominente besigheidsrolle reg oor die jare gewees en hy gaan met ons praat oor the courage to start. So as jy in besigheid is, as jy iewers in besigheid werk, ek sal jou sterk aanbeveel om daardie aand, dis 'n Vrydag aand, so jy's 10:10 vry, kom sluit by ons aan. Ons gaan lekker saam met Stuart Mann kuier en ons gaan ook na die tyd 'n bietjie van 'n bespreking hê oor dit wat hy met ons gedeel het. As jy belangstel, asseblief scan die QR code en ek dink daar is 'n koste aan verbonde en dit dek maar basies net jou eetgoed vir die aand. Ons is besig om te praat oor aangrypende keuses. Nou reg deur die eeue het Christene gegaan en hulle het teen die kultuur besluite geneem. Hulle het hierdie aangrypende keuses gemaak wat die wêreld vir eens en vir altyd verander het. Het jy geweet dat voor Jesus se kruisdood was dit 'n goeie karaktereienskap om trots te wees en om baie van jouself te dink? Na die kruis van Jesus, wat glo ons vandag? Nee, 'n goeie karaktereienskap is om nederig te wees. Is om ander voor jou te stel. Daar's 'n man met die naam van John Dickson en hy het 'n boek daaroor geskryf. Die boek se naam is Humilitas. Dis die Latyn vir humility, nederigheid. En hy sê, en hierdie is 'n geskiedkundige boek, 'n sekulêre boek. Hy sê wat die verskil gemaak het was the greatness of the Son of God that went willingly to a cross. Dit het die hele mensdom verander. Hoe ons na alles kyk, totaal en al. Is asof iemand die reset knoppie gedruk het na die kruis en dit het ons denke verander oor wat is reg en wat is verkeerd. En dis hoekom Paasfees vir ons so belangrik is, want alles draai om Paasfees. Dit wat Jesus gedoen het aan die kruis, sy opstanding, dit kommunikeer iets vir ons. En dis hoekom Christene deur die eeue hierdie aangrypende keuses gemaak het. Partykeer lyk die keuses 'n bietjie dom, dit lyk 'n bietjie stupid, maar as jy daardie keuses aanhou maak, dan transformeer dit jou lewe radikaal. Nou vandag wil ek praat oor die keuse van liefde. Ons sien reg deur die eeue dat Christene het liefde gekies eerder as haat. Nou om te begin vandag wil ek graag vir julle 'n liefdesbrief lees waarop ek afgekom het. Dearest Ben, no words could ever express the great unhappiness I felt since breaking our engagement. Please say that you'll take me back. No one could take your place in my heart. Please forgive me. I love you, I love you, I love you. Yours forever, Betty. Wie kry vir Betty jammer? Kan ek gou sien, hande op. Sy het 'n eerlike fout gemaak, né? Maar sy het 'n naskrif geskryf. Sy sê PS and congratulations for winning the state lottery. Hoekom lag ons vir Betty? Hoekom kyk ons na hierdie brief en ons dink Betty, jy's 'n skirminkel? Hoekom? Wat ons kan sien, daar is nie egte liefde hier nie, né? Ons sien duidelik wat haar motiewe is. En ek dink een van die groot probleme wat ons vandag het is, ons weet nie eintlik mooi wat liefde mee is nie. Nou, die groot vraag is, wat is liefde? En ek dink dis iets wat ons moet definieer, want as ons dit nie doen nie, dan sit ons met hierdie miskonsepsies van liefde en hierdie verkeerde persepsies van wat liefde werklik is. So kom ons gaan na die teks toe in 1 Johannes 4, vers 7. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God. En elkeen wat lief het,
is 'n kind van God en ken God. Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Is dit nie 'n ongelooflike teksgedeelte nie, né? Ons sien dat Jesus en al die Nuwe Testamentiese skrywers probeer om liefde vir ons te herdefinieer. Ons moet op 'n ander manier kyk na liefde. Ons moet liefde anders verstaan. En daarom kom hierdie Griekse woordjie in die Nuwe Testament voor. Die woordjie is agape. Julle het al baie gehoor. Agape, liefde. Nou dit is die mooiste definisie van liefde wat daar seker is. Dit sê dat hierdie liefde is eerstens 'n genadige, opofferende liefde wat ander gesentreerd is en wat bedekkend is. Dit gee om. Die Engels sê it's a gracious, all-covering love. Paulus sê hierdie liefde is so belangrik in Kolossense 3 vers 14. Hy sê jy moet hierdie agape liefde elke dag aantrek. Hy sê beklee jou met dit. Elke dag trek jy hierdie liefde aan. En wat se liefde is dit? Dis liefde wat genadig is. Dis liefde wat opoffer. Dis liefde wat op ander fokus en dis liefde wat bedek. Dit is die definisie van liefde. As God praat van liefde en as ons God probeer verstaan, dan is dit wie hy is. En Jesus het dit kom wys. En dis hoekom Paulus sê Jesus is die beeld van God. Die onsigbare God wat ons nog nooit kon sien nie. Kyk na Jesus en jy sal weet wie's hierdie God. Hierdie God wat genadig is. Hierdie God wat opofferend gee. Hy gee sy seun vir my en jou. Genadig, opofferend, op ander gesentreerd en bedekkend. Dit is God se liefde. Nou die vraag wat ons onsself moet vra is, as dit liefde is, hoekom is hierdie liefde belangrik? As dit dan God se definisie is, en as dit is wie God in sy essensie is, hoekom is dit belangrik? Kom ons kyk weer na die teks. Jesus praat in Lukas 6 vers 27, dan sê hy, maar vir julle wat na my luister, sê ek, julle moet julle vyande lief hê. Selfe woordjie, né? Agape, vir vyande. Doen goed aan die mense, deur wie julle gehaat word. Seën die mense, deur wie julle vervloek word. Bid vir die mense, deur wie julle sleg behandel word. As iemand jou op die een wang slaan, bied hom die ander een aan. En vir iemand wat jou boklere vat, moet jy ook jou onderklere nie weier nie. Aan elkeen wat iets vra, moet jy gee. En as iemand jou goed vat, moet jy dit nie terugeis nie. Behandel ander mense soos julle self behandel wil word. As julle nie liefhet, as julle net die liefhet wat vir julle liefhet, watter aanspraak op dank het julle dan nog? Ook die sondaars het net die lief wat vir hulle liefhet. Is dit nie ongelooflik nie? Jesus sê vir sy disippels, nie net is hierdie agape vir julle wat in my glo en my volgelinge is nie. Hierdie agape liefde is vir almal en dit is hoekom dit belangrik is. Ons dink dis stupid, maar hierdie agape liefde is die enigste manier om die wêreld te verander. Ek het nog nooit iemand 'n teologiese debat sien verloor en 'n Christen word nie. Jy word 'n Christen as jy hierdie liefde ervaar. Kyk wat sê Hannah Arendt, en dis ongelooflik. Sy sê love brings forgiveness
And it is the only way to reverse the irreversible flow of history. Die enigste manier. Julle bom ons bom julle. Julle bom ons bom julle. Julle maak ons mense dood, ons neem wraak, ons maak julle mense dood. Dit is die geskiedenis van die mensdom. Ons sien dit nou weer afspeel voor ons oë. Jesus hang aan 'n kruis. Hy kan daar 'n legioen engele afroep en alles verwoes. Maar hy sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dit is opofferende liefde, wat met genade na my en jou toe kom. Hierdie is 'n liefde wat haat absorbeer. Dit breek hierdie siklus van haat wat in die wêreld is, oor en oor en oor. Ons sien dit tussen lande, ons sien dit tussen vriende, ons sien dit tussen gesinne, ons sien dit tussen kultuurgroepe. Ons sien dit in ons eie gesinne afspeel, oor en oor en oor. Ek het 'n mentor gehad, en ek het nog steeds kontak met hom, ons gesels nie meer so gereeld nie, sy naam is Alex McManus. En toe hy in Suid-Afrika was, het ons saam 'n leierskapskonferensie aangebied, en ek en hy het sit en praat die een aand, en hy het vir my gesê, Herman, kan ek jou vra, moenie die haat wat jy ontvang, terugstuur in die wêreld in nie. Absorbeer dit hier. Ek en jy as volgelinge van Jesus, loop met hierdie agape liefde rond, en ons absorbeer die haat. Dis ons werk. Dis hoe ek en jy sout en lig is. Ek love Liam Neeson se movies, Taken. Ek love Denzel Washington se movies, The Equalizer. Daar's iets lekker, né? As jy sien hoe geregtigheid en reg geskied. Jesus sê, dis in die hande van God. Dis nie in my en jou hande nie. Daardie movies, so lekker soos wat dit ons laat voel, is hoogs on-Christelike movies. Dit maak nie sin nie. Jesus sê in Matteus 5 vers 9, geseënd is die vredemakers, want hulle sal geken word as kinders van God. In hierdie week sê beroemde wêreldleier, Jesus was swak, Genghis Khan was so wonderlik. Hy's reg, want Jesus het nie hier 'n koninkryk kom bou nie. Hy's besig om 'n koninkryk te bou wat vir ewig gaan duur. En as jy daai agape liefde nie aanvaar nie, hoort jy nie in sy koninkryk nie. Dis die nuus vanoggend. Jy's welkom om hierdie agape liefde te ontvang, maar dan moet jy dit leef. Jy moet dit vat na ander toe. Ons word geleer om te bid, vergewe soos wat ons vergewe. So is belangrik dat hierdie agape liefde oorgaan in aksies. Iets moet gebeur. Dit kan nie net by ons monde uitkom nie. Ons is baie goed daarmee. Kyk na 1 Johannes 3 vers 18. Jesus se geliefde disipel Johannes sê, my kinders, Jesus het gesê, my kinders, dat ons nie lief hê met woorde of met die tong nie, maar met daad en waarheid. Ander vertaling sê, kinders, dat ons nie lief hê met woorde of gepraatery nie, maar eerder deur ons optrede en met opregte bedoelings. Ek het hierdie week 'n wonderlike storie gelees van Francis van Assisi. In 1219, dit was die 5de kruistog. Die Christene en die moslems was besig om mekaar dood te maak. En toe kry hy dit reg om deur al hierdie linies by die sultan Al-Kamil uit te kom. In Egipte, 1219. En hy het by hom gepleit en gesê, asseblief, ons is jammer as Christene, laat ons julle ook doodmaak, maar vergewe ons, maar kan ons hierdie oorlog ophou, asseblief? En hulle het vir ure gepraat. En die sultan sê hierdie vir Francis van Assisi, hy sê, if every Christian were like you, and if every Christian loved like you, I would become a Christian. Is nie ongelooflik nie.
Dis Gandhi wat sê, I love your Christ, but I don't like your Christians. They're so unlike your Christ. Ek en jy moet dit leef. So die vraag is, wie gaan hierdie liefde wys? Ons wil 'n gemeente wees wat dit doen. Ons wil 'n gemeente wees hier in ons omgewing wat al die haat absorbeer. Wat dit nie terugstuur in die wêreld in nie. As jou kind ingedoen word by die skool, val jy die onderwysers aan soos al die ouers? Of absorbeer jy dit? En later as jy gekalmeer het, gaan praat jy dalk met die onderwyser. Wat jy al gesien, hoe tree ouers op langs die sportveld, langs die atletiekbaan? So, Paulus help ons in 1 Korintiërs 13, ek wil graag vir ons lees, hoe lyk liefde in praktyk? Ek lees uit die 83 vertaling, en dan gaan ons stukkie vir stukkie na dit kyk as ek klaar gelees het. Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Onthou, Paulus het nou oor al die geestelike gawes gepraat. Hy sê, maar hier is die allerbeste. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende medaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie, en al ken ek al die geheimenisse, en al besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys, om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, nie afgunstig nie, nie grootpraterig nie, nie verwaand nie, dit handel nie onwelvoeglik nie, dit soek nie sy eie belang nie, is nie lig geraak nie, hou nie boek van die kwaad nie, dit verblyf hom nie oor die onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie. So die eerste ding wat Paulus sê, is die liefde bly geduldig. Hoe spel jy geduld? 3 letters. T-Y-D. Tyd. Dis geduld. Geduld is om jou eie tyd op te gee. Om by Checkers te kyk, wat se ry is die langste, en jy gaan staan in hom. En jy wag. Jy gee jou tyd vrywillig op. Dis hoe jy geduld leer. Hoe geduldig is jy met jou huweliksmaat, met jou kinders? Hoe geduldig is jy by die werk? Dit wys agape liefde. Mentor het eendag vir my gesê, Herman, die tyd wat jy opoffer vir ander, God sal dit altyd 10voudig vir jou teruggee. Ons sê so baie, jy mors my tyd. In hierdie week moes ons my dogtertjie kry om te leer, en dan sit ons saam met haar. Sy wil nie leer nie, en wat sê ons vir haar? Jy mors ons tyd, Grace. Haar naam beteken genade, maar ons het geen genade met haar nie. Die liefde gee om, is die tweede een. Die Engels sê love is kind. Nee, love is kind, die liefde gee om. Verlede week was ek in die Vrystaat, julle sal nie glo nie, maar ek was op 'n plaas Doringfontein. Dis die Voortrekkers se plaas in die Vrystaat. Dis Sarel se leer, die ou wat die gelofte gelees het op geloftedag. Dis sy plaas. So ek was daar saam met my gesin. Ons het die Vrydag deurgery. Ek het bietjie met die leierskap gewerk en toe die volgende oggend weer met die leierskap gewerk. En daar was 'n ou met die naam van Willie. Hy is die leier van die Voortrekkers in die Vrystaat, maar hy is 'n geskiedkundige. En hy vertel vir my toe presies wie Sarel se lewe was. Ons weet altyd dis die ou wat die gelofte gelees het. Maar Sarel se lewe was verskriklik kind. Hy het verskriklik omgegee. So wat hom diep seer gemaak het, was obviously wat in Piet Retief gebeur het, en toe Dingaan vir Piet Retief doodgemaak het, op 6 Februarie 1838. En toe op 16 Desember is het toe nou die slag van Bloedrivier, en dis waar hy die gelofte gelees het, en ons almal weet wat die geskiedenis is. Maar toe hy eventueel uit Natal uittrek, na hierdie plaas toe, Doringfontein, wat hy gekoop het, toe ontdek hy 'n swart kind langs die pad.
En dis 'n Sotho seun wat die Zulus se aanslag oorleef het. Kyk, die Zulus was genadeloos, hulle het almal uitgewis. Maak nie saak of jy wit of swart of pink was nie. Dis wat Dingaan en sy impies gedoen het. Hulle het almal verwoes. Ons leer kry hierdie swart kind en hy neem hom in en hy maak hom groot as sy eie en hy gee hom die naam Isak, beloofde kind wat God vir my gegee het. En hy leer hom om te boer en hy gee vir hom 'n stuk land. Hy hanteer hom as sy eie kind. Liefde gee om. Ek was so diep geraak toe ek daai storie hoor. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde spog nie. En is nie verwaand nie. As ek nou van julle sosiale media kyk, dop julle hierdie toets. Nee. Dis die era waarin ons leef. Ons wil ons beste lewe die heeltyd wys. Die heeltyd besig om te spog. Nee, hierdie tipe agape liefde, hoe baie keer genees Jesus mense dan sê hy moet vir niemand sê nie. Go. Moet vir niemand sê nie. Hoe Jesus self wegslip. As hy kompeteer met Johannes daar by die Jordaan as hulle doop, dan is Jesus die een wat wegloop. Johannes die Doper het nou net gesê hy moet meer word en ek moet minder word, maar dan is daar 'n doopkompetisie. Jesus is die een wat onttrek en wegloop in Johannes 4. Dan liefde tree nie onbehoorlik op nie. Jaag nie eie belang na nie, is nie lig geraak nie. Al drie hierdie goed het te doen met selfsug. As ek behoorlik optree voor ander mense, wat ek eintlik sê is, ek gee nie om wat julle dink nie, dis wie ek is. Ek gaan net ek wees. Dis selfsugtig. Jaag nie eie belang na nie. Ek is geskok as ek hoor hoe baie keer gebruik mense nog hierdie vraag. Wat's in dit vir my? Wat's in dit vir my? En is nie lig geraak nie. As ander mense die heeltyd goed doen, wat jou kwaad maak en wat jou hart seer maak. Ek is jammer om dit te hoor, die wêreld gaan nie oor jou nie. Jy moet daai haat absorbeer. Dis jou werk. Die liefde hou nie boek van die kwaad nie. Is dit nie ongelooflik nie? Sien hoe van die mans gee vir hulle vrou een so, poep, né? Ek vra een keer, 'n man, hoekom vertel jy nie vir jou vrou nie? Want ek gaan nooit ophou om hiervan te hoor nie. Maar ons almal is so, né? Ons hou daarvan, ons skryf dit neer, dat ons dit kan onthou, dat eendag as ek hierdie fout maak, dan gooi ek hierdie voor jou en sê, maar jy het dit ook al gedoen. Ons hou boek van die kwaad, die heeltyd. Ons is nie bly oor onreg nie, maar is saam bly oor die waarheid. En partykeer, as daar mense in ons kamp wat goed sê, wat nie heeltemal die waarheid is nie, maar dan probeer ons dit rasionaliseer. Dis die wêreld waarin ons leef, né? Jy het jou waarheid en ek het my waarheid, en daar's geen meer objektiewe waarheid nie. En dan eindig Paulus so, hy sê, die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, verduur alles. Is dit nie mooi nie? Die liefde gee net nie op nie. Wat se keuses het jy in liefde gemaak? Dalk is dit jou huwelik en jy is besig om op te gee. Dalk is jy besig om op te gee op jou kinders. Jy is besig om op te gee op werksverhoudings. Dis nie liefde nie. Liefde hou aan en aan en aan. Petrus skryf, en is interessant, jy weet, al die Nuwe Testamentiese skrywers het hierdie ding met liefde. Petrus skryf in 1 Petrus 4, vers 8, dan sê hy die volgende, bo alles moet julle mekaar hartlik lief hê, want die liefde bedek baie sondes. Hou aan. Hou aan om uit te reik met liefde. Hou aan om jou verhoudings te bou, te groei met liefde. Hou aan om mense te vergewe
met liefde. Hou aan. Dit is interessant, Paulus sê hierdie woorde, hy sê die liefde faal nooit nie. Want God is liefde. Dis hoekom dit nie kan misluk nie. Die enigste ding waarop ek en jy kan bargain is hierdie agape liefde, want dit is wie God is. Jesus stel jou nooit teleur nie. Sy koninkryk is vir ewig. En daarom gee hy nie op nie. Hy wag rustig vir my en jou om hande te vat saam met hom en sy koninkryk te bou. Dit is interessant, die grootste opdrag is jy met die Here jou God lief hê. Jesus sê, hierin sal mense weet julle is my disippels aan die liefde wat daar tussen julle is. Ek wil 'n stelling maak en ek dink dit is teologies korrek. Ons kan mense hier genees, ons kan groot wonderwerke doen, maar as mense nie liefde hier ervaar saam met ons nie, misluk ons. Totaal en al. So ek wil jou uitnooi vandag. Reik saam met ons uit met hierdie agape liefde. Eerder as om te haat, om mense te probeer terugkry, om mense te probeer wys hoe verkeerd hulle is. Dis maklik. Dit is die maklikste ding. Werk saam met ons, vat hande en kom ons reik uit met hierdie agape liefde. Ons is so dankbaar, ons doop vanoggend weer 15 mense in die tweede diens. Mense wat ja gesê het vir Jesus se liefde en hulle getuig. So as jy wil bly vir die tweede diens, is jy meer as welkom. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u liefde. U opofferende liefde, hierdie agape liefde. En dankie dat dit deel kan wees van ons lewens. Here, help ons om 'n impak te maak in hierdie wêreld vir u koninkryk met hierdie liefde. Gebruik ons. Ek wil bid dat ons vol durf en moed sal wees. Dat ons dapper sal wees en sal optree met hierdie liefde. Dat ons sal uitreik, verhoudings gaan herstel. Here, ek wil bid vanoggend vir huwelike. In Jesus naam. Dat mense sal uitreik na mekaar toe met agape liefde, u liefde. Ek wil bid vir werksverhoudings. Mense na mekaar toe sal uitreik met agape liefde. Ek wil bid, Here, vir ons gesinne, ons verhoudings in ons families. Asseblief, Here, oortuig ons om uit te reik na mekaar toe, met hierdie liefde wat u vir ons gee. Ons vra, Here, vir u seën en guns op ons gemeente, mag ons geken word as 'n gemeente, wat hierdie liefde leef. In Jesus naam. Amen. Ons gaan nou heerlik saamkuier. Daar's gratis koffie daar buite onder die tent en jy kan ook vir jou koffie koop by Coffee the Bible. En onthou as jy uitry, veral in hierdie mistigheid, asseblief draai links, gaan draai onder die sirkel in die casino en kom op. Is regtig moeilik om te sien vandag. Ontvang die seën van die Here. Die liefde van God die Vader, die genade van sy seun Jesus Christus, die teenwoordigheid en die krag van die Heilige Gees is saam met elkeen. Amen.